Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, wat 'n wonderlike voorreg om U te mag aanbid, ook in ons sang. Om te mag sing van die wonderlike dinge wat U doen. Om te mag sing van U koningskap. Om te mag sing van ons God en ons Here. Maar nou gaan ons ook na U woord luister, en dit is ons gebed dat ons nou ook sal hoor wat U vir ons sê, en dat ons hierdeur versterk sal word en getroos sal word om hierdie nuwe week in te gaan, ons lewens in te gaan en te gaan leef tot die eer van U naam. Ons dank U vir die versorging wat ons elke dag ervaar uit U Vaderhand, Vader, dat elke goeie ding van U afkom en wanneer daar ook slegte dinge op ons pad kom, ons weet dat U krag en U liefde en U genade ons altyd dra. Dankie Here Jesus dat U die volle prys betaal het om ons met U te versoen. Dankie dat daardie verdienste van U in genade aan ons toegereken word. Heilige Gees, ons dank U dat U die geloof in ons kom wek het. Dankie dat ons mag weet dat dit U is wat ons vashou, dat dit U is wat ons lei. En daarom bid ons ook, o Heilige Gees, verlig ons hart en verstand, wanneer ons nou die woord oordink. In Jesus naam. Amen. Goed, ek gaan vir ons twee stukkies lees. Die een is uit Johannes 19, die ander uit Exodus 12. En dan gaan ons daaroor nadink. Kom ek lees eers Exodus 12. Moses het toe al die leiers, hierdie is op die vooraand van die uittog uit Egipte, die aand voor die uittog plaasvind. Moses het toe al die leiers van Israel bymekaar geroep en vir hulle gesê, gaan vang vir julle gesinne elke 'n lam uit en slag die paaslam. Neem 'n bossie hysop, hoor daar, neem 'n bossie hysop, doop dit in 'n bak met bloed en smeer die bloed aan die bokant en die sykante van die deurkusyn. Nie een van julle mag by sy deur uitgaan voor die volgende môre nie. As die Here verbykom om die Egiptenaars te tref, sal hy die bloed aan die bokant en die sykante van die deurkusyn sien en die deur oorslaan. Ekskuus, hy sal nie die dood in julle huise laat kom om julle te tref nie. En dan in Johannes 19 van vers 28 af. Hierna het Jesus met die wete dat alles klaar volbring is en sodat die skrif vervul kan word gesê, ek is dors. Daar het 'n kan vol suurwyn gestaan. Die soldate het 'n spons vol suurwyn op 'n hysoptakkie gesit, dit teen sy mond gehou. Nadat Jesus die suurwyn gedrink het, het hy gesê, dit is volbring. Toe het hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas. Ons gaan hieroor nadink. Ek kan nie onthou dat ek in die preek hieroor teruggekom het nie. Dink jy aan hierdie wonderlike gedagte? Dink aan hierdie wonderlike gedagte dat toe die engel van die Here verbygekom het op die aand van die Pasga voor die uittog en die bloed was aan die kusyne gesmeer. Hy het nie ingegaan in die huis en gaan kyk of die mense wat daar binne is waardig is nie. Hy het nie ingegaan en gaan kyk, okay, ja, hierdie kreurgesin, ons sal hulle spaar, en die Du Plessis gesinne, ons sal hulle spaar. Wie ook al, van Edens, ons sal hulle spaar. Hulle is soke oulike mense. Hulle is soke voorbeeldige. Nee, dis die bloed van die lam. Al wat nodig was die bloed van die lam. Ek kan nie onthou dat ek in die preek terugkom hierop nie. Het my agterna bietjie opgeval. So, die van julle wat nou al 'n rukkie saam met my kom, sal dalk daardie grafika wat die mense ken. Onthou julle? Is daar iemand van julle wat dit onthou? Wie sê ja? Okay. Julle kon dit nie by my gehoor het. Goed, so, jy sal dalk al gesien het dat ek hierdie prentjie wys. Ek het dit in Bybelstudies en so meer ook gewys. Ek gaan nou verduidelik.
Iemand anders het dieselfde ding op 'n bietjie 'n ander manier gedoen. So kom ek sê net vir julle, daai streepies stel voor al die verbintenisse tussen tekste uit die Ou Testament en tekste in die Nuwe Testament. Ou Testament, Nuwe Testament. Al die tekste wat op een of ander manier aan mekaar verbind is, soos kruisverwysings. En dit sluit dan dinge in, soos profetiese vooruitwysings, wat uit die Ou Testament en die Nuwe Testament vervul is, Ou Testamentiese tekste wat in die Nuwe Testament aangehaal is, en soms ook iets wat ons kan noem 'n motief. Nou die motief wil ek net kortliks verduidelik. Dit is 'n vertaling van die Engelse woord motief. En die Woordeboek sê daarvan, a dominant or recurring idea in an artistic work. So, as jy in 'n boek of 'n storie of waar ook al 'n tema kry wat herhaal word. Een van die motiewe is byvoorbeeld die Exodus motief. Uittog, uitlei, uitredding in Egipte, maar ook elke keer, eers dan later deur die rigters en uiteindelik deur Jesus, wat ons eintlik by nou kom. So, in die geskiedenis van die kruisiging van Jesus en in ons teks, en vir Johannes 19, kry ons te maak met beide 'n vervulling van 'n profesie en 'n motief. En ek wil kortliks daarop wys vanaand. Dit is nie baie lank en moeilik nie. Goed. Nou moet ek ook byvoeg dat dit nie altyd so maklik is. Tante Henny het nou met my gepraat oor hoe kan mense help om die Bybel te verstaan. Is so. Is baie keer moeilik. Daar's 'n boek wat sy van praat oor. Verstaan jy wat jy lees? En dit is so. Baie keer verstaan ons nie wat ons lees nie. So iemand, Paul Tripp, het gesê, hierdie ondersoek van die Bybel is soos 'n argeologiese opgrawing. Ek weet nie of julle dit weet of hoe werk dit nie, maar as 'n argeoloog nou begin om 'n plek op te grawe, so hulle kom agter hier is soos 'n plek waar 'n stad was, of waar 'n begrafplaas of wat ook al was, dan sper hulle dit af met toue of lyne, en dan begin hulle grawe met 'n klein grafie, en as hulle ietsiekie sien, dan vat hulle 'n kwassie, hulle vee dit skoon, blaas dit skoon, en fotografeer dit, teken dit presies aan, om te sê, dit is hierdie ding wat ons op hierdie plek gekry het. En dan gaan dit verder, en dit word verder ondersoek, en daar word gesê, dit kom uit hierdie eeu, of daardie eeu, en daardie ou was koning in daardie tyd, en wat ook al, verder bestudeer. So ons kry iets van hierdie ondersoek, hierdie ingrawe in hierdie twee tekste. Eerstens, die profetiese vervulling. En hiervoor moet ons blaai na Psalm 69 vers 22. Daar staan, bespotting het my hart gebreek, ek is swak, ek het medelee verwag, maar te vergeefs. Mense om my te troos, maar ek kon niemand vind nie. Hulle het gif in my kos gesit, en vir my dors het hulle my asyn laat drink. Die konneksie werk so. Jesus sê in Johannes 19:28, ek is dors. Daai ek is dors sê, ek soek medelee. Ek vra dat julle my verstaan, dat julle vir my omgee. Maar die teendeel is waar. Hulle het my asyn laat drink. So ja, ek weet dit is fyn argeologiese werk, maar dit is hoe die eerste Christene reeds hierdie verband tussen die Psalm en Jesus se woorde gesien het. En so word een van daardie lyntjies getrek tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament. Hulle het vir my gif in my kos gesit, hulle het my asyn gegee, ek is dors, en hulle gee vir Jesus asyn. Diegene wat die somme gedoen het van hierdie konneksies tussen die Ou en die Nuwe Testament, sê vir ons dat daar 63.779 sulke lyne te trek is. Ek het dit nie gaan tel nie.
Maar as 'n mens daai grafiek wat ek nou gewys het, bietjie vergroot, inzoom, dan lyk dit so. Weet jy, ja, julle kan sien. Dan lyk dit so. Dit is alles verbind aan mekaar. En nou kan jy dalk van my sê, jy's nou besig om te preek, so wat? Dis dit nou die ding, die onderwerp vir 'n preek. Kom ons dink vir 'n oomblik hieroor. In die Bybel is daar 66 boeke, meer as 40 outeurs, 3 verskillende tale. Dis oor 'n tydperk van honderde jare, waarskynlik 'n millennium, geskryf. Verskillende kulture, verskillende tye in die wêreldgeskiedenis, verskillende gebruike, verskillende heersers. En op die ou ene vorm dit so 'n eenheid. So 'n eenheid. Wanneer iemand belydenis van geloof aflê, dan is daar een van die vrae wat so klink. Glo jy dat die hele Bybel, dis die Ou en die Nuwe Testament, God se woord is, en dat dit alles wat die Here wil hê, jy oor hom moet weet, daarin vir ons opgeteken is. So wanneer jy belydenis aflê, dan sê jy, ek aanvaar die Bybel as God se woord. As jy bewys wil hê, gaan kyk na daai grafiek. Dit is nie 'n menslike boek in daai sin nie, want alles is in een geweef met God se openbaring. Maar die implikasie daarvan is dat ons sê dat ons hele lewens- en wêreldbeskouing bou op 'n boek. Op hierdie boek. Ons bou ons hele geloof op hierdie boek. Hoe kan ek weet dat hierdie boek betroubaar is? Hoe kan ek so ver gaan om te sê, ek rig my hele lewe in op die dinge wat in hierdie boek geskryf staan? Hoe kan dit wees? Is dit nie 'n geweldige waagstuk nie? Wel, een van die redes waarom ons dit wel kan doen, is juis hierdie ongelooflike eenheid wat daarin sigbaar word. Weet jy wat? Op die ou ende, ek het gesê, daar's meer as 40 outeurs. Dis dalk nie heeltemal waar nie. Daar's net een outeur. En daardie outeur is die Heilige Gees. Die Heilige Gees. So, net een van daai ou lyntjies, een van daai klein koneksies, saam met al die ander duisende ander, maak dit sigbaar. Die Here self, deur die Heilige Gees wat die skrywers lei, praat met ons in die Bybel. En dan is die eerste vraag wat die Here vanaand aan ons vra. Hoeveel aandag gee jy werklik daaraan? Hoe ernstig vat jy dit regtig op? Seker julle almal het dit al gesien, ek sien so een of ander prentjie, meme, wat ook al, waar iemand sê, as ons tog net ons Bybels behandel het, soos wat ons selfone behandel. My selfoon gaan saam met my badkamer toe, saam met my bad toe, gaan saam met my bed toe, gaan saam met my werk toe, gaan saam met my, ek en ons het vanmiddag gaan eet, by 'n plek. Ons kyk na die paartjies rondom ons, hulle sit allemaal op hulle fone. Ek hoop hulle het die Bybel gelees. Want as ons net ons Bybels hanteer soos ons selfone, né? So, dis die eerste ding, dis 'n profetiese vervulling. Psalm 69 en Johannes. Dit was dan die profetiese konneksie. Maar wat is die motief waarop ek graag wil wys in hierdie verse? Die motief. Julle sal dalk ook onthou dat ek al gesê het, dikwels gesê, dat daar niks in die Bybel opgeskryf is sonder 'n rede nie. Daar's nie sommer net stopwoordjies nie, daar's nie sommer net afterthoughts nie, daar's nie sommer net, okay, kom ons sê nou maar net hierdie vir die interessantigheid nie. Die skrywers skryf nie om bladsye vol te maak nie, want daar is duisende bladsye. So hoekom vertel Johannes vir ons dat dit 'n hisoptakkie is wat gebruik is om vir Jesus die suurwyn mee te gee? Ek meen, hy sê dit pertinent, hisoptakkie. Hoekom?
En dan moet ons kyk na Exodus 12, wat ons gelees het. Moses het toe al die leiers van Israel bymekaar geroep en vir hulle gesê, gaan vang vir julle gesinne elkeen 'n lam uit en slag die paaslam. Neem 'n bossie hyssop, doop dit in 'n bak met bloed, smeer die bloed aan die bokant en die sykante van die deurkusyn. Ek dink ons almal ken die geskiedenis. Die bloed van die paaslam was gesmeer op die kusyne van die gelowige Israeliete. Israeliete wat nie deel wou wees nie, het dit nie gedoen nie. Maar die inwoners van daardie huis, of die eersgeborenes dan, was gespaar deur die bloed van die lam. En daarop het ek net nou gewys. Nie oor hulle so waardig is nie omdat hulle so 'n goeie Israeliete is, nie omdat hulle nog die Here eers geken het nie, want hulle het nie eers meer die Here geken omtrent nie. Ek is jammer. So, net vanweë die bloed van daardie lam is daardie huis oorgeslaan. Maar dan, hier in Exodus 12, by die instelling van die Pasga, is die opdrag duidelik. Net soos Johannes duidelik sê, hulle het 'n hyssoptakkie gevat, is die opdrag hier duidelik, dit moet 'n hyssoptakkie wees. Esof in die Ou Testament, Hebreëus, Nuwe Testament, hyssopos. Ons is nie eers 100% seker na watter plant dit verwys nie. Maar die mense in die Bybelse tyd het verseker geweet, en hulle was baie nougeset om die regte takkies te gebruik in hierdie rituele wat hulle gedoen het. Wat ons dus hier kry, is 'n motief. Die Exodus motief noem ons dit. Die uittog motief. Israel wat uitgelei word uit die slawehuis van Egipte, en dit is ineengeweef met die instelling van die Pasga. Veral die betekenis van die Pasga. Maar nou weet ons ook dat Jesus aan die Pasga 'n nuwe inhoud gegee het. Hy verander dit na die nagmaal toe. In die nagmaal word die Exodus motief weer aangetref. Want nou is dit Jesus wat ons uitlei uit die slawehuis van die sonde. Hy lei ons uit die slawehuis waar ons verslaaf is, geestelik verslaaf is aan die sonde en kinders van die Satan. En die geestelike verslawing van die mens is veel erger as die fisiese slawerny van Israel en Egipte. En dit was nodig dat die Seun van God met sy lewe kom betaal vir die bevryding van God se kinders. En op hierdie manier teken 'n hyssoptakkie vir ons Jesus as die finale paaslam. Die bloed van die paaslam was gesmeer en die asyn was gesmeer aan Jesus se mond, wat vir hom aandui, wat hom wys as die finale paaslam. Die soldate het toe 'n spons vol suurwyn op 'n hyssoptakkie gesit, teen sy mond gehou. Nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. Tetelestai. Dit is gedoen, is afgehandel. Past perfect tense. Is afgehandel, is verby, forever, altyd en altyd. Die Ou Testamentiese profesie, die voorskrif dat 'n hyssoptakkie gebruik moes word, teken vir ons juis dat God se vooruitskouing waar geword het, ekskuus. Dit het my onwillekeurig laat dink aan ek het agtergeraak. Laat my dink aan artikel 5 van die NGB waar ons bely. Ons glo ook sonder twyfel alles wat daarin, dis die Bybel vervat is, nie juis omdat die kerk hulle aanvaar of as sodanig beskou nie, maar veral omdat die Heilige Gees in ons harte getuig dat hulle van God is. Hy het ook die bewys daarvan, of hulle het ook die bewys daarvan in hulle self, aangesien selfs die blindes kan tas, dat die dinge wat daarin voorspel is, plaasvind. Hierdie Exodus motief word volbring aan die kruis. Ek en jy, wat er in die geloof ingewy is, of ingelyf is in Jesus, ons is gered. Ons in een van die dae Paasfees vier. Ons moet maar daaraan dink.
Die vraag aan my en jou dan vanaand is, glo jy die woord? Glo jy die woord? Glo jy die woord wat aan ons Jesus teken as die beloofde Messias, wat ons verlos van ons slawerny aan die sonde? En is jy dan 'n heelhartige navolger van jou verlosser? Leef jy as 'n disipel van Jesus? Leef jy regtig, jy, regtig as 'n disipel van Jesus? Ek het vanoggend gepreek in Kriel oor die 3 persone wat Jesus wou volg, of wat Jesus genooi het om hom te volg. Hoe hulle elke keer 'n verskoning gehad het. Die een wil teruggaan na sy nesie toe. Hy wil net mooi praat, hy wil nie gaan doen nie. Die ander een sê, laat ek net my pa gaan begrawe, ek het nog 'n paar jaar nodig, ek wil eers my lewe leef, en as ek reg is, sal ek my hart vir die Here gee, of sal ek weer kerk toe gaan, of wat ook al. Die ander een het gesê, laat ek net gaan afskeid neem, maar hy is soos iemand wat die hele tyd terugkyk as hy ploeg. En die les van daardie gedeelte is om te sê, moenie verskoning sê, wanneer jy die roepstem van Jesus hoor nie. Hy roep vir jou, hy roep vir my, daar is so 'n liedjie wat ons sing, né? Hy roep vir jou, hy roep vir my. Dis die vraag, as ons hierdie bewyse het, is ons dan heelhartige navolgers van ons verlosser? Die paaslam? 'n Hiesoptakkie getuig aan ons, sodat ons mag weet, ons is deur God uitgelei, ons is deel van sy Exodus. Ons is uitgelei in die mag en die heerskappy van die sonde en die Satan, om disippels van Jesus te wees. Kom ons bid. Dankie Here dat ons uitgelei is. Dankie dat Jesus die vervulling is van al die profesieë van die Ou Testament. En dat ons mag weet dat die woord waar is, omdat selfs die blindes kan tas, dat dit wat daarin geskryf is, vervul word. Gee ons die genade deur u Gees, om heelhartige navolgers van ons verlosser, van die paaslam te wees. En in hierdie paastyd, dat dit ook op ons voorkop en op ons hande en ons voete geskrywe sal staan, dat ons disippels is van die paaslam. Dankie Here vir genade op genade op genade. Dankie dat ons nie uit verdienste gered word nie, maar vanweë die bloed van die paaslam. Amen. Geliefdes, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees en by julle bly.